Goeienaand, wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n maandag aand uit 'n koue Pretoria. Sal ek sê, vir jou wat daar in die Kaap bly. Ek sien vriendin van my, Nadine Blom, het nou foto's gepost waar sy, jy weet, waar honde in die sneeu rondhardloop. Toe dink ek vir myself, ja, daai koue gaan ons vat môre en oormôre. Maar ons kon al reeds gevoel het die temperatuur het omtrent gedaal en vanoggend was hier so 'n reënbuitjie gewees en koue is hier en glo jy's lekker warm en het 'n mooi dag agter die rug en jy's ontspanne, klaar geëet. Kinders is besig om in die bed te klim en huiswerk hoop ek is klaar en hulle is in toetsreekse en ja, die kinders is erg aan die gang. Nou vanaand is vir my voorreg om weer eens saam met jou te kuier en gisteraand se boodskap was vir my eintlik so amper sê kosbaar. Ja, dit was, want amper sê kostlik, want jou omstandighede definieer nie wie jy is nie. En vandag het ek baie daaroor gedink hoe mense nie hulle potensiaal bereik nie, omdat hulle, jy weet, glo hulle is nie goed genoeg nie, omdat hulle in dinge vaskyk. En ek wil vanaand vir jou sê dat ek en jy het nodig om toe te laat, wat ek vanoggend gisteroggend gepraat het oor die Heilige Gees en oor die Heilige Gees se rol as die trooster. Het ek en jy ook nodig om God se plan vir ons lewens te ontdek. Nou vanaand wil ek met jou praat oor God lei jou en my, na sy plan van ons lewens. Maar ek moet ook by 'n plek kom om te sê, I'll do some adjustments. En nou ja, iemand sê TikTok wil nie tik. Kom ons kyk 'n bietjie, is al die TikTokkers op vanaand? Ja. As ek sien almal is op TikTok en almal is ook op Facebook. En vanaand, ja, PE. Dink is lekker koud daar by julle ook. In die Vrystaat het ook 'n lekker paar koue dae wat voor lê. Op Mpumalanga. Ons vlieg Saterdag Israel toe. En ja, ek sien nogal uit om Saterdag aand in Israel te wees en ek gaan vir julle, jy weet, probeer soveel as moontlik wanneer ek opvangs het hotelle goedjies plaas en jy weet dit sommer maar met julle deel. En vanaand wil ek sommer voor ons begin saam met jou bid en dankie sê Here vir die liefde en vir die voorsiening in elkeen van ons se lewens. Here, net om 'n bord kos te kan eet en 'n dak oor ons kop te kan hê en Here 'n warm kombers te kan hê. Is genade. Ek moet sê vir U dankie dat elkeen van ons wat vanaand ingeskakel is, kan hoor wat U ook vanaand vir ons wil sê en vandag wil sê deur die Gees en ons bid ook so, Here, vir U krag en leiding in elkeen se lewe. En vir jou wat vanaand ook by 'n plek is wat sê, Stef, bid vir my vir 'n deurbraak. Ek wil juis in hierdie oomblik saam met jou bid en ek wil saam staan op die beloftes van God vir jou lewe. Here, dankie dat U vanaand manne en vroue aanraak. Dankie vir genesing. En Here, dankie vir voorsiening. Dankie vir die woord wat vir ons, Here, lei en die Heilige Gees wat die trooster is. Here, dankie dat ons vanaand maar net kan sê, hier is ek. Spreek tot my hart en tot my lewe. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ek dink aan, jy weet, om uit 'n posisie uit te kom van stagnasie, om op 'n plek te kan wees waar jy gestagneer het, om oor te gaan tot aksie. Vra dat daar verandering in jou en my lewe moet kom. Dit vra dat ek en jy moet besluite neem. En vanaand wil ek vir jou ook sê dat jy in jou lewe besluite moet neem, as dit is rondom jou gesin, dat jy besluite sal neem by God se voete.
word jou besigheid by God se voete, jou huwelik by God se voete, jou gesondheid by God se voete. Kom ek en jy vanaand, jy weet, spring weg vroeg in die dag by God en ons eindig vanaand ook by God. Vanaand wil ek met jou praat oor God wat jou en my wil lei na sy plan vir ons lewens. En ek gaan so 'n bietjie deur die Ou Testament ook 'n bietjie praat en ek gaan dat jy jouself, jy weet, vanaand in hierdie boodskap insit en sit jou naam daarin en ek het vanmiddag ook, terwyl ek besig was met voorbereiding, gesê ek wat Stefan is, wil nie mis hierdie seisoen. Ek is opgewonde oor hierdie seisoen vir dit wat God in store het. En mag jy en ek dit nie mis nie. Baie welkom Ivan, is lekker julle almal, ek sien Christa, Magdalene, Henry, baie welkom Pieter, Rudy, Rian, Ursula, lekker om saam te kuier. Mag julle elkeen vanaand wat ingeskakel is, maar net hoor wat die Here vir jou ook wil sê. As ons elke dag ons oë op Jesus gerig hou en gereed is om tot aksie oor te gaan wanneer hy vir my en jou 'n opdrag gee om sensitief te wees, sal God jou en my lei na sy plan vir ons lewens. En Numeri 9 lees ons 'n baie interessante feit omtrent die manier hoe die Here die Israeliete gelei het en gedurende hulle trek in die woestyn. En ek dink baie keer is ons by plekke in ons lewens wat God het vir ons meer in stoor, maar as gevolg van ongehoorsaamheid en as gevolg, jy weet, van dat ons nooit wil aanbeweeg nie. Ek het vandag met iemand 'n gesprek gehad met 'n ou rekenmeester van my. En toe deel ek met hom oor in my eie lewe, het ek geweet, daar was 'n fase 'n paar maande gelede, wat eintlik vir ten minste 2 jaar dat ek geweet het, dat ek moet besluite neem om aan te beweeg in sekere mate. En ek het maar net dit laat los en elke keer maar verby dit gekyk. En ek het eintlik in daai tyd, jy weet, uit God se volmaakte wil en sy toelaatbare wil beweeg. En vanaand moet jy baie mooi hoor wat ek vir jou sê, want wanneer ek en jy by 'n plek kan kom om te beweeg, wanneer God sê ons moet beweeg, gaan jy vinniger uitkom by sy plan en sy doel vir jou lewe. Ek wil vanaand sê, waar ek nou is in my lewe, in die oomblik wanneer jy beweeg en op die regte tyd beweeg, dan beweeg jy vinniger in die wil van God vir jou lewe, en jy sny baie hartseer, en baie trane, en baie ongerief uit, en God kan dan seën, soos hy graag wil seën. Maar as jy nie op die plek is waar jy moet wees nie, jy weet, ek kan nie vir my kind 'n sportmotor koop nie, want ek weet, hy gaan homself verneel met daai sportmotor. So X-Trail is ideaal, diesel, ideaal, ry nie baie vinnig nie, en hy gaan uitkom, jy weet waar hy moet, baie veilig. Maar as ek nou vir hom 'n Ferrari moet koop, en hy's nou in die strate hier in Hatfield, saam met sy jong pelle, weet jy wat, gaan ek dalk 'n oproep 3 die oggend kry, of 'n insleepdiens gaan my kontak. Hoekom sê ek dit? Want ons is almal jonk, en baie keer dink ons mos dit sal mos nooit met ons gebeur nie. Die volk het in die woestyn gewees, maar dit was nie God se plan nie. God se plan was die beloofde land. Hy het vir hulle Kanaan in stoor gehad, maar hulle was op pad daarna toe, maar as gevolg van ongehoorsaamheid en ongeloof en dat hulle gerebelleer het hulle tyd in die woestyn spandeer. Maar God het hulle nie gelos nie. En ek wil vanaand vir jou sê, dat waar jy in jou lewe is, God sal jou nooit los nie. Dis ons wat God los. Dis ons wat vir God die skuld gee, as dinge mos nie reg uitwerk nie. God spring mos nooit jou en my, jy weet, oordele vry nie, want wanneer die pop op die fan stryk, dan kry God eers die skuld. Hy het dit gedoen, hy het dat gedoen. Nee, dit is nie God nie. Kom ons kyk 'n bietjie nou hier in Numeri 9 en juis oor die uittog, en ek praat bietjie oor die tabernakel, want daar was 'n groot wolk wat oor dit gerus het, en nadat hy vir Moses hierdie opdrag gegee het om hierdie tabernakel te bou, en al die werk afgehandel was,
is dit opgerig en van daardie dag af het 'n wolk dit oordek. In die aand het hierdie wolk, jy weet, sy voorkoms verander en het daai wolkkolom soos vuur geword bo oor daai ark. En dit het so gebly tot die volgende dag. En wanneer dit weer soos 'n wolk gelyk het, so dit verander. So was dit die hele tyd in die woestyn gewees. Hierdie wolk was in die dag oor die tabernakel en s'nags was dit soos 'n vuur wat die tabernakel oordek het. Ek dink dit moes 'n belewenis gewees het om net dit te kon beleef en te ervaar. En dit het ook die teenwoordigheid van God ook gewys. En dan was daar ook daai trektyd. Wanneer die Here wou hê die Israeliete moes trek, het hierdie wolk van die tabernakel opgelig. En die Israeliete het geweet, dit is tyd om te trek. Ek dink, ek en jy moet vanaand diep lees in hierdie boodskap, wat uit die Ou Testament tot met jou en met my praat in 2025, hoe sensitief ons net nie moet wees rondom hierdie gedeelte. Ons moenie dit mis wat God vir ons in stoor het nie. Kom ek sê gou vir jou, wat se seisoen is nou winter? Is lente, somer, herfs, dan weer winter. Daar's seisoene. God werk ook in seisoene. God praat met jou in sekere tye van jou lewe. God praat met jou en met my op sekere tye oor sekere goed. En daarom moet ek en jy sensitief wees om dit te hoor en te beweeg wanneer God sê ons moet beweeg. Want Stefan, ek praat nou vanaand van my. Hierdie preek kan ek vanaand vir jou sê 'n A+ vir skoolgeld. Ek kan vanaand vir julle sê as daar iemand is wat skoolgeld betaal het, julle kyk na hom. A+ vir skoolgeld. Ongehoorsaam. My tyd. En dan mis ons dit. Ja, dan mag dien u, maar dan gebeur dinge, en jy weet, hoekom verander hierdie goed nie, is omdat jy nie beweeg in die seisoen, wat God sê, Stef, dis tyd dat jy moet beweeg nie. En dan mis jy daai seisoen, en dan is daar siklus, en dan partykeer, vat dit is winter, dit vat talente, dit vat 'n somer, om weer daar te kan kom, by die herfs. Daar's seisoene. En wanneer hierdie wolk weer afgekom het die Israeliete geweet, as hy beweeg het, dan het hulle beweeg, maar as hierdie wolk afgekom het, en net daar gehang het, dan het hulle geweet, dis nou tyd, dat ons Weber braaiertjies moet uithaal, dis tyd dat ons camping chairs moet uithaal, en ons met ons tentjies, of so, hier gaan ons die Here loof en prys, want God wil hê ons moet hier bly. Ek dink ons het te gejaag geraak, wanneer dit kom by God, om stil te word, om sensitief te wees vir die Heilige Gees. Ja, daar was nie Webers nie, ek gebruik dit maar net as 'n voorbeeld. Partykeer leef ek my so in dit in, en ek dink, hoe sou dit gewees het, as dit vandag moes gewees het. Die wolk het gekom en het hierdie tabernakel, jy weet, so lank as wat die Here wou hê, hulle moes daar kamp opslaan, het hierdie wolk dan daai tabernakel oordek. Hulle moes net daar bly. Uit dit uit lees ek vandag gehoorsaamheid. Ek sien gehoorsaamheid. En soms het hierdie wolk 'n paar dae oor die tabernakel gerus. En ander kere was dit eintlik vir 'n maand, en dit was selfs vir 'n jaar, selfs langer. Daar was ook kere waar die wolk net vir 'n aand daar was, en die volgende oggend het dit weer opgelig, en dan moes die mense weer getrek het. Dag of nag. Die Israeliete het getrek, wanneer hulle hierdie wolk sien lig, en gekamp, wanneer hulle sien hierdie wolk sak weer, oor hierdie tabernakel. Dan moet hulle kamp opslaan. Dag of nag. Wat ek ook sien hierin, hulle oë, ek praat van gehoorsaamheid, en dan
sien ek, ook hulle oë moes op daai wolk gewees het. Dink 'n bietjie daaroor. Die Israeliete moes die hele tyd gefokus wees op daai tabernakel en die wolk bo dit, sodat hulle kon sien wanneer die wolk lig en hulle kon weet dat dit tyd is om kamp op te slaan en te beweeg. Die teenwoordigheid van God in konteks van hierdie boodskap was die tabernakel, die teenwoordigheid, dit was God, die teenwoordigheid van God. Hulle oog moes die hele tyd daarop wees. Hulle kon nie ver van dit af beweeg het nie. Dit moes die hele tyd in sig gewees het. En hulle kon nie, as die wolk nou al vir 'n paar dae op die tabernakel rus, sommer maar net aanneem dat dit nog 'n week of 'n maand daar gaan bly en dat ons my eentjie kan gaan stap nie. Nee. Ek wil vir jou ook sê dat God, Boeta, werk nie op jou en my kalender nie. God werk op sy eie tyd. En sy tyd is die beste tyd. Maar vir my en jou is dit moeilik, want ons soms gehad het God moes al gister dit gedoen het. Daai wonderwerk, daai deurbraak wat jy verwag het, jy sê, ek wag al hoe lank, Stef? Dag na dag en selfs in die nag moes hulle hierdie wolk, hierdie vuurkolom, hulle moes hy tabernakel dophou, sodat hulle kon weet wat om te doen. En ek wil vir jou sê vanaand, in die politieke turmoil en die seisoene van omstandighede wat ons in is, mense luister na elke tweede ou is mos nou vandag 'n profeet. Elke tweede ou het mos nou een of ander heilige roeping van iewers af. En mense hardloop meer agter predikers aan as agter God aan. Ek sien nie hier het Moses 'n rol gespeel nie. Hy het dalk leiding geneem, maar God het besluit. Maar hulle oë moes op die teenwoordigheid van God gerig gewees het. Ek en jy moet dalk vanaand oorgaan tot aksie en gereed wees om aksie te neem. Die volk moes ten alle tye. Dit is soos, jy weet, daai van, jy sit nou daai pap aan jou visstok. Jy weet, en nou is jy besig om nou net hierso vir jou 'n lekker broodjie met 'n lekker Zimba chips op te sit met 'n lekker glasie Coke en ewe skielik is daar 'n byt aan daai stok van jou. Hallo? Dan sit jy alles neer en dan gaan sit jy en jy wag. En jy hou daai lyne dop. Verlede naweek het my dogter gesit, maar ek het maar stil gebly want dit is winter. En ek het al lanksaam maar gesit, jou twintjies het gevoel soos skilpaadjies wat gras eet. Jy weet, so koud was dit. Maar ek het daar gesit vir Sissa Sondalwe. En daar was, sy het gesê, sy het 'n byt gehad 'n paar keer, maar ek dink nou maar dit was maar net as hy stok self beweeg het. Wat sê ek vanaand vir jou? Ek sê vir jou dat jou oë moet altyd op God wees in goeie en in slegte tye. As daar storms is ons geneig om dan eers God te wil soek. Wanneer dit goed gaan, soek God. Wanneer dit moeilik gaan, soek God. Ken God, vra God, roep na God, soek sy aangesig. En hierdie Israeliete moes net soos daai persoon wat by daai visstok sit gereed wees. As daar byt is, moet jy kan kap, anders mis jy dit. Anders mis jy dit. En op dieselfde manier moet ons ten alle tye in ons lewens voorbereid wees om te gaan wanneer Jesus sê, Stef, jy moet gaan. Dit is tyd om te beweeg. Ek het hierdie gesprek vandag met Barry gehad. En ons het lank gesels, seker 'n uur. En juis in die gesprek het die trane geloop. Want jy besef, jy wil nie hierdie oomblik dit mis nie. En ek wil vanaand vir jou sê, moenie weer uitstel nie. Vir hoe lank wil jy nog uitstel? Vir hoeveel seisoene wil jy, Boeta, die seën van God mis? Vir hoe lank wil jy die krag van God mis in jou lewe? God is wakker oor sy woord
om dit te volbring. Hy kan nie wag om dit te volbring in jou lewe nie, maar ek en jy moet so ingestel wees op sy stem, dat ons nie gaan tyd mors deur te wonder of hy nou regtig gesê het ons moet gaan, en of hy eintlik gesê het ons moet bly nie. En dan wil ek by dit sê, ons moet genoeg tyd met hom in die woord en in gebed spandeer. Ek wil jou vra, en jy hoef vanaand nou nie iets te tikkie oor, of vir jou vrou te kyk en vir haar te sê, en vir jou man nie. Wanneer laas het jy tyd met God spandeer? Of is dit 'n campfruit tyd wat jy met God spandeer? Of is dit 'n drive-through oomblik wat jy met God het, net vinnig nie verkeer? Dan wonder ons, hoekom antwoord God nie? Of ons sien God nie, God werk, maar is omdat ons nie op die plek is waar God wil hê ons moet wees nie. En ek moet genoeg tyd spandeer in gebed en in sy woord, sodat ons sy stem goed genoeg kan ken, naby genoeg aan hom kan lewe, dat ons gereed is om te doen, waarin hy ons ook al 'n opdrag gee om te doen. As jy julle tentpenne moet uittrek, moet jou tentpenne uittrek, maar as die Here gesê, nie oor jou eie wil nie. Ek dink aan die hulp van die Heilige Gees. Juis in hierdie tyd wat ons het ook vier as die kerk. Gelukkig hoef ons geen een van hierdie dinge in ons eie krag te gaan doen nie. Want die Vader het vir jou en vir my elkeen die Heilige Gees gegee om ons te help en ons by te staan. Hy help ons om ons oë op Jesus te hou. Maar jy moet by hom wees, anders gaan jy oë op die storm hou. En jy gaan op die verkeerde goed fokus. Om bewus te wees van sy leiding in ons lewens. Weet jy, ek wil vir jou sê, hy werk gedurig in ons om ons gewillig te maak, om God te gehoorsaam, en natuurlik te gaan waar Jesus ons lei. Dalk het jy dit nie maklik, dalk het jy baie in jou lewe verloor. Jy sê, ek het meer verloor in hierdie laaste seisoen, as wat ek by mekaar gemaak, Stef, ek was daar en ek is nou hier. Ek het verkeerde besluite geneem, besigheidsbesluite, en ek is deur bankrotskap. Ek het mense vertrou en mense het oor my geloop. Ek het gehoop vir goeie nuus en ek het gedink ek gaan die werk kry en ek het dit nie gekry nie. En vir hoe lank? Iemand het net nou vir my sê, ek sit 18 maande al sonder werk. As jy maar weet, die Here het hierdie 18 maande nog elke dag vir my voorsien. So in my storms is God nog steeds daar. Maar ek moet my oop om hou, want jy sien, Vader gee vir my, hy gee vir jou die vermoë, die talente en die gawes wat ons nodig het om God se opdragte uit te voer. En ek wil vir jou sê, jy kan 'n verskil maak op jou markplein. En sou dit gebeur dat ons tog iewers hierdie pad byste raak, want dit gebeur selfs soms. Kom ek nie al die maskers af, ons is maar skuldig daaraan. Selfs al leef jy baie naby aan die Here, en al is jy ingestel op die stem en die leiding, het ons 'n belofte uit die woord, dat ons weer op die regte pad sal bring. Jesaja 30 sê dit so mooi in vers 21. Hy sê, hoor wat sê in Jesaja? Hy sê, wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Jy weet,
Maar jy moet God toelaat. Want ek kyk hierna en God het deur 'n wolk wat oor die tabernakel gerus het, die Israeliete op hulle reis deur die woestyn gelei. En solank hulle hierdie wolk dopgehou het, het hulle geweet wanneer om te trek en wanneer om kamp op te slaan. Daar waar jy nou is, wil hy jou ook lei, sodat jy by die bestemming wat hy vir jou beplan het, kan uitkom. Maar ek en jy het nodig, en ek praat oor God se plan vir jou en my lewe, hou jou oë gerig op Jesus. En jou oor ingestel op sy stem. Daar's baie stemme. Hier's baie stemme. Hier's baie dinge wat om ons aangaan. En ek en jy kan dit net so mis, ons kan dit net so verloor. Ek moet daai stem ken van God. Wees gereed om te gaan wanneer hy hierdie opdrag gee. En soms moet jy eers 'n bietjie wag. Jou oë gerig op God. Wanneer God die opdrag gee. Hoe bepaal ons daai tyd? Nie een net dieselfde tyd nie. Ek wil vanaand sê, ek dink in ons lewens mis ons God se tyd omdat ons haastig is en omdat ons baie keer gedryf en gemotiveer word deur ons eie denkpatroon, deur ons eie begeertes, deur ons eie wil, en dan mis ons dit. Ek wil vir jou sê, vertrou God dat hy beter is as enige GPS wanneer jy op die pad is, dat jy daar veilig sal bring. En vanaand moet ek en jy weet, as jy op 'n plek is, ek was in Rusland en juis met die oorlog tussen Oekraïne en Moskou, tussen Oekraïne en Rusland. As jy in die stad Moskou self ingaan, het hulle jy weet, met die taksies en met die, soos ons Ubers, het hulle al die GPS's afgehaal, so jy kan ook, as ook geen sin selfoon opvang in die stad self nie, vir die eenvoudige rede, vir die drones, sodat daar geen, jy weet, kaarte kan wees met aanvalle nie, so daar's geen opvangs nie. Was dit nou chaos gewees, daai oomblik toe ons in 'n voertuig ry, ons moet na 'n plek toe gaan, en ons moet in my gebroke Engels, my boere Engels, hoor geraak, vir hierdie manne verduidelik waartoe ek moet gaan. En hulle ken self nie die plek nie. Hulle het dalk geweet, maar met my pragtige mooi Engels het ons almal maar gesukkel. Ons het daar uitgekom, omtrent 40 minute laat vir die vergadering. Want jy is so ingestel op daai tegnologie. En toe ons moes huis toe sê ek, nee, ek gaan klim eerder 50 meter ondergrond, en ek klim op 'n trein, en ek ry tot by, ek klim maar op daai trein, hy het 'n spoor, en hy sal my vat tot by daai volgende stasie. Maar daar sal ek afklim, en dan sal ek opstap na my hotel toe. Maar dat ek so hopelose sit, want ons raak so gemaklik, en daar's niks meer fout nie, bederf met dit, dat die oomblik as dit nie meer daar is nie, dan spartel jy. Hoe erg moet dit wees om in die hande van 'n lewende God te val? Die oomblik as jy sterf en jy besef jy sterf sonder God, en jy maak jou oë oop in 'n ewigheid sonder God in die doderyk, in die hel. En daar's nie 'n omdraai kans nie. Daai genade is klaar.
Maar ek wil vanaand vir jou sê om in God se tyd te wees en in pas en in harmonie te kan wees en daai ritme te kan ervaar. Het jy die paartjies gesien op die ijskaatsbaan as hulle daai musiek speel en hy gooi aan die lig? Daai oefening, daai ritme, hy vang op die regte tyd. En so moet ek en jy vanaand ook in ritme wees met sy hartklop wat hy vir jou en my het. Vir ons verhoudings, vir ons huwelike, in ons besigheid. Ken God in jou besigheid. Soek God in jou besigheid. Soek God in jou kinders. Soek God in jou vriende. Doen hierdie en ken God daarin. Vertrou God meer as jou eie hulp en eie krag. Vertrou ook die Heilige Gees om jou in staat te stel, en ek wil jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê, om te volg en elke opdrag van Jesus ook so uit te voer in jou lewe. En moenie bang wees dat hy jou sal los as jy dalk iewers 'n verkeerde afdraai gevat het nie. Ons vat ons maar partykeer daai verkeerde pad. Hy is by jou en hy sal jou by die regte pad bring, maar jy moet gehoorsaam wees en jy moet jou oog op hom hou. Dus pak van hierdie oomblik wat jy na hierdie boodskap luister, elke oomblik, elke dag, elke nag, aan met jou oë gefestig op Jesus. Ek wil vir jou sê, die begin en hy is die volëinde van jou en my geloof. 'n Goeie herder wat jou en my wil rig op die regte pad en lei. En wees ten alle tye gereed om dit uit te voer wat sy plan is. As die skape in die kraal was, het die herder so gelê. En hy het by die hek gelê dat die wolwe, die jakkalse moes verby hom gaan. Verby die herder om by die skape uit te kom. En as hy nie op sy pos was nie, was daai hek oop. Daar was 'n opening. En dan was daar skade in daai kraal. Moet jy nie, waar God ons oppas, moetswillig uitbreek, deur ongehoorsaam te wees, en die oë van God af te haal nie. Here, hier's 'n man en 'n vrou wat vanaand saam met my luister, wat gehoor het wat u vanaand vir hom sê, en vir haar sê. En ja, Here, ek self het gehoor dat u vir ons sê, dat ons oë in hierdie dag en uur nie van u af moet haal nie. Dankie vir krag, dankie vir sterkte, dankie vir wysheid, dankie vir insig, dankie vir leiding. Ek bid vir jou, waar jy nou is, dalk is dit 'n woestyn. Ek bid vanaand vir jou, af in jou lewe, God se teenwoordigheid. Dat jy weer God sal raak sien, in jou huis, dat jy jou oë weer op hom sal rig, hy's daar. Maar baie keer, kyk ons weg, ons is besig met ander goed. Maar vanaand, Here, herken ons en bely ons, in elke faset, ons het afgedwaal, ons het verkoud, ons het toegelaat, om uit te mis, die nou oomblik, wat u opgedaag het, en u self openbaar het.
En vanaand, Here, voel ons uitgesluit, as gevolg van sonde, as gevolg van ongehoorsaamheid. Maar dankie, Here, vir die kruis, dankie vir die opstanding. Dankie vir die Heilige Gees, wat ons lei in alle waarheid. Ons vat vanaand hierdie woord. En ons wil dankie sê, Here, want U was getrou met die Israeliete, selfs in hulle ongehoorsaamheid in die woestyn. Het U hulle nog steeds gevat na die beloofde land toe. Dankie vir my pad. Dankie vir my storie. Dankie dat U, Here, vanaand tot ons gespreek het. Ek bid vir jou wat ingaan vir operasie, bid God se seën, God se teenwoordigheid. Ek het net nou met Carlo se skoonsister vir my boodskap gestuur, 5 dubbele hartomleining, en dit gaan goed met hom. Dankie, Here, dat U getrou is. Dankie vanaand vir hom en haar wat ingeskakel is. Ons sit daai storms, ons sit daai woestyn tydperk by U voete neer, en ons spreek vanaand lewe. Ons spreek vanaand genesing en herstel en voorsiening. Here, ons weet, dis nie uit ons krag wat dit kan gebeur nie. Ons hulp kom van U af. En ek eer en ek loof U vanaand. In Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n besonderse Dinsdag geniet. 'n Soete nagerus. Ek gaan hierdie boodskapies nou plaas ook op ons WhatsApp groepe, en jy is meer as welkom om boodskap te stuur as jy nog op ons groepe is nie. Dan elke aand se boodskapie plaas ons daar. En ek gebruik dit gereeld vir myself. En baie keer bel iemand my of iemand stuur vir my boodskap, of hulle sê nie bel nie, want hulle kan nie op my spesifieke WhatsApp nommer my bel nie, behalwe WhatsApp self. Maar vandag het ek 'n geval gehad van iemand was moedeloos en is in selfmoord. Ek kon net een van my boodskappe aanstuur en sê die persoon moet hierdeur werk. En daar sal versekerde deurbraak kom. En ek wil vir jou sê, vat hierdie boodskappe en gaan, jy weet, mediteer op God se woord. Ek het nie al die antwoorde nie. Ek deel met jou maar net wat ek ervaar en probeer soveel as moontlik jou bedien met dit. Maar dit is baie lekker gewees om vanaand saam mee te kuier op TikTok en op Facebook en ook op YouTube. God bless, en as die Here vertoef om te kom, dan sien ons mekaar môre aan. Iemand wil sê, dink jy die Here gaan môre kom? Dis ek wel. Ek kan nie môreoggend wakker word nie. Jy weet, dan het hy opgedag, dan het hy gekom. So, ek en jy is nie gewaarborg van die dag van môre nie. Glad nie. Baie blessings en groot seën.